Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik, besoek net die webwerf, hierso onder aan jou skerm, en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom by vandag se preek. Dit is so lekker om jou weer hierso te kan hê en saam te kan gesels. Wees so 'n bietjie verder in Noag se verhaal. Nou die vraag wat ons in hierdie reeks vra, is 'n ander een. Die vraag is nie, het dit gebeur nie, maar eerder, wat beteken dit? Nou hier is 'n baie ou verhaal. Dit is eeue lank bewaar en dit is buitengewoon briljant saamgestel. Dit is ingebed binne van die mees indrukwekkende literatuur van die antieke wêreld. Nog voordat die verhaal ooit by 'n ark of 'n vloed uitkom, stel dit dus reeds 'n diepgaande vraag aan elke leser. Wie bepaal wat goed is vir jou? Vandag gaan ons die verhaal optel presies waar ons dit verlede week gelaat het. Ons gaan voort by dieselfde vers waar ons gestop het en ons gaan worstel met 'n tweede groot vraag wat hierdie verhaal aan ons stel. Nou onthou, God is bedroef omdat die rampspoed wat op pad is onafwendbaar geword het. En dan lees ons hierdie merkwaardige woorde. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Nou stel jou die toneel voor, soos die oorspronklike gehoor dit sou beleef het. God kyk na alles wat gebeur het. Hy sien die chaos, hy sien die geweld, sy hart is vol smart. En dan rus sy oë op een naam, Noag. Noag vind guns in die oë van God. So wanneer die teks Noag regverdig noem, beteken dit nie dat hy sondeloos of volmaak was nie. Dis nie die punt wat die skrywer probeer maak nie. Die bedoeling is eerder dat Noag gedoen het wat reg was. Hy het reg opgetree teenoor God en dit is presies wat dit beteken om in 'n regverdige verhouding te leef. Wanneer jy reg doen aan iemand, eer jy hulle vir wie hulle is en jy eer die verhouding wat tussen julle bestaan. En dit is presies wat Noag doen. Hy doen reg aan God, daarom besluit God om Noag voor te berei vir wat op pad is. Daar kom 'n rampspoed en God gee aan Noag instruksies sodat hy gereed kan wees. En dan sê God hierdie besonderse woorde: maak vir jou 'n ark. Nou, dit beteken dalk heeltemal iets anders as wat jy nog altyd gedink het, want dit is een van die mees betekenisvolle woorde in die hele verhaal. Die woord is tewa. En dit is nie 'n Hebreëse woord nie, dis 'n Egiptiese woord. Dit het met verloop van tyd 'n Hebreëse vorm aangeneem, maar die oorsprong daarvan is Egipties. En wat besonder interessant is dat hierdie woord glad nie boot beteken nie. As 'n mens dit letterlik sou vertaal, beteken tewa eerder 'n kus, 'n houer of selfs 'n doodskus. Dit is die basiese betekenis van die woord. Die Hebreëse skrywer kon maklik 'n ander woord gebruik het, naamlik onia, wat eenvoudig skip of boot beteken. Daardie woord kom inderdaad elders voor in die Ou Testament, byvoorbeeld in die verhaal van Jona. Onia is die gewone Hebreëse woord vir 'n skip, maar dit is nie die woord wat die skrywer hier kies nie. Hierdie woord tewa kom gereeld in antieke Egiptiese geskrifte voor. Trouwens, sulke tewa's was algemeen in Egiptiese tempels, want hierdie houers het afbeeldings van gode bevat. Dit was heilige kusvormige houers of klein heiligdomme waarin afgodsbeelde bewaar is. Maar nog merkwaardiger is dat die woord tewa slegs 2 keer in die hele Ou Testament voorkom. Die eerste keer is hier in die verhaal van Noag en die tweede keer is in die verhaal van Moses.
Dalk onthou jy dit, die mandjie wat Moses se moeder moes maak om sy lewe te red, word met presies dieselfde woord beskryf. Daardie mandjie is ook 'n teva. En binne 'n oomblik gaan ons sien hoe ongelooflik soortgelyk die instruksies is wat in albei verhale gegee word. Nou die idee is dat daar iets kosbaar is wat bewaar moet word. Daarom is hierdie woord doelbewus gekies. Ten spyte daarvan dat dit nie 'n gewone Hebreëse woord was wat mense self sou gebruik het nie. Hulle sou dit wel erken het, maar dit was nie 'n deel van hulle alledaagse woordeskat nie. En juist daarom sou dit hulle aandag trek en hulle laat dink aan die bewaring van lewe. God sê dan vir Noag, maak vir jou 'n ark van goeie verhoud, maak vertrekke daarin en bedek dit binne en buite met pik. Onthou veral daardie laaste opdrag, bedek dit binne en buite met pik. Dit is presies dieselfde instruksie wat Moses se moeder later ontvang het. Sy moes die mandjie, die teva, maak om Moses se lewe te bewaar. Daar was chaos, daar was gevaar. Die farao was besig om al die Hebreëse seentjies dood te maak om sy koninkryk te beskerm. En God gee aan Moses se moeder dieselfde opdrag. Bou hierdie ark, hierdie houer en bedek dit binne en buite met pik. Dieselfde taal, dieselfde beeld, dieselfde bedoeling. Daarna volg die baie presiese bouinstruksies. God sê, die ark moet ongeveer 1,5 rugbyvelde lank wees. Die breedte was ongeveer die helfte van die breedte van 'n rugbyveld. Die hoogte was ongeveer die hoogte van 'n gebou met 3 verdiepings. Nou hierdie beskrywing gee vir ons 'n baie interessante struktuur. En dit is waarskynlik glad nie die beeld waarmee die meeste van ons groot geword het nie. God sê as ware, bou vir jou 'n groot houer. Noag was nie 'n kaptein wat sy eie bestemming bestuur het nie. En interessant dat Genesis 6 vers 13 tot 17 3 keer meer ruimte afstaan aan die beskrywing van die ark as aan die beskrywing van die vloed self. Dit wys vir ons waar die klem lê. Die fokus is nie die vloed nie, die fokus is die ark as middel van verlossing en bewaring. Die mense aan boord was nie op reis na 'n bestemming nie, hulle was nie besig om 'n seevaart te onderneem nie, die ark bestaan om lewe te bewaar. Nou, wanneer die oorspronklike gehoordes die woord teva gehoor het en die vorm van hierdie enorme houer beskryf is, sou hulle onmiddellik aan die bewaring van lewe gedink het. Maar daar's nog iets. Die ark herinner ook simbolies aan 'n tempel. God sê verder, maak 'n dak vir die ark, plaas die deur aan die kant van die ark en maak dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping. Hierdie gedeelte is inderdaad ongelooflik interessant. Op grond van die beskrywing in die teks en die navorsing oor antieke teva's, is dit waarskynlik die beeld wat die oorspronklike lesers voor oë sou gehad het, 'n groot kus met 'n dak en 3 vlakke binne-in. Dit herinner ons aan 'n tempel, omdat antieke Egiptiese tempels dikwels volgens dieselfde 3-delige patroon gebou is. Hulle het 3 vlakke van die kosmos uitgebeeld, die hemel daarbo, die aarde in die middel en die waters daaronder. Hierdie simboliek sou onmiddellik herkenbaar gewees het vir mense wat pas uit Egipte gekom het. En dit is wat ons maklik vergeet. Die eerste lesers van Genesis was mense wat pas uit Egiptiese slawerny bevry is. Jy ken waarskynlik die verhaal van die uittog in Exodus. Hulle het jare lank as slawe in Egipte geleef. Nou skryf die skrywer van hierdie vroeë tekste van Genesis vir hulle oor hulle God en oor hulle eie geskiedenis. 'n Geskiedenis waarvan baie van hulle min of niks geweet het nie, omdat hulle in slawerny groot geword het. Daarom gebruik hy doelbewus Egiptiese taal, Egiptiese beelde en bekende simboliek om vir hulle die verhaal van God verstaanbaar te maak. Ons gaan nie vandag so ver in die verhaal ingaan nie, maar as ons sou aanhou lees, sien ons dat hierdie mense wat uit Egipte gekom het, nou in die woestyn is. God gee aan hulle opdrag om 'n tempel of meer presies 'n tabernakel te bou. Dit was 'n struktuur wat hulle kon opslaan en weer afbreek en wanneer hulle na 'n nuwe plek trek. Dit was die plek waar hulle God ontmoet het. Sommige van hulle het waarskynlik al van die tabernakel gehoor. Daar was eers 'n buitenste hof van hierdie tabernakel waar sekere seremoniële reinigingshandelinge plaasgevind het. Mense kon in die buitenste hof ingaan om offers te bring, maar net sekere mense kon verder in beweeg. Dan was daar hierdie heilige plek. Dit was binne in die tent. En dan die allerheiligste. Dit was waar die ark van die verbond gestaan het. Terloops, nie dieselfde woord wat vir Noag se ark gebruik was nie. So begin 'n mens hierdie 3 vlakke raak sien.
in Eden en dan ook in die ontwerp van die tabernakel. Hulle het 'n soortgelyke uitleg gehad. Dieselfde geld later vir die tempel wat Salomo gebou het. Nou die rede daarvoor is dat die ark 'n simboliese Eden-tempel is. Dit weerspieël antieke heilige ruimtes. God sê as ware, ek wil hê jy moet 'n heilige ruimte in hierdie ark bou. Hierdie heilige ruimtes was betekenisvol omdat dit die plekke was waar lewe bewaar is. In die middel van die tuin was die boom van die lewe. Dit was waar hulle saam met God geleef het. Dit was waar hulle met God gewandel het in die koel van die dag. Later, in die allerheiligste, was dit die plek waar hulle God ontmoet het. God het instruksies gegee vir die bewaring van die volk van God. Dit was waar die hoëpriester in gemeenskap met God ingegaan het. Sommige van julle dink dalk nou, goed, dit is nou alles baie interessant en dit is, ek weet nie of dit alles waar is nie, maar ek sal nou maar jou woord vat daarvoor, Sebastian, maar wat dan? Wat maak dit saak? Ek is so bly jy vra. Dit is 'n uitstekende vraag. Jy behoort eintlik jouself op die skouer te klop omdat jy daardie vraag vra. Wat maak dit saak? Hier is waarom dit saak maak. Die apostel Paulus skryf iets wat direk met jou te doen het. Na Jesus aan die ander kant van sy lewe, dood en opstanding, gee hy sy lewe sodat jy lewe kan hê. En dan plaas hy sy lewe binne in jou. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6, besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en wat deur God aan julle gegee is nie. Die waarheid is, jou liggaam is 'n tempel. Dit is soos 'n tabernakel. Dit is soos die tuin. Dit is 'n heilige ruimte. God het sy gees, sy teenwoordigheid binne in jou geplaas. Hy het gekies om met jou gemeenskap te hê en jou lewe te bewaar deur jou te lei en te rig. In 1 Tessalonisense 5 skryf Paulus verder, mag die God van vrede julle volkome heilig maak. Dit beteken mag hy jou lewe volledig in lyn bring met God se lewe. Dis amper dieselfde idee as om in 'n regte verhouding met God te leef in elke opsig. En Paulus gaan voort, mag julle hele gees, siel en liggaam onberispelik bewaar word tot by die koms van ons Here Jesus Christus. Nou hier is die beeld. Jy is ingewikkeld. Terloops, jy het dit al gehoor. Jou huweliksmaat het dit waarskynlik al vir jou gesê. Jy is ingewikkeld, want jy is. En die Bybel bevestig dit. Jy bestaan uit 3 dele. Jy het 'n liggaam, jy het 'n siel en jy het 'n gees. Hulle is verskillend. Dit is verskillende dele van jou. Daar is nie 3 van jou nie. Daar is net 3 dele van wie jy is. Jou liggaam is die fisiese deel van jou. Dit is die deel wat almal sien, maar dit is nie net die fisiese deel wat mense sien wanneer hulle na jou kyk nie. Dit is ook die aktiwiteit van jou lewe. Dit is wat jy doen. Dit is jou handelinge. Dit is hoe jy leef. Dit is wat mense sien. Dit is die fisiese deel van jou liggaam. Dan is daar jou siel. Jou siel is jou verstand, jou wil en jou emosie. Dit is jou eie individuele bewussyn. Dit is wat jou uniek maak. Dit is wat mense ervaar wanneer hulle met jou te doen kry. Want wat binne in jou gebeur, vind altyd uiteindelik sy pad na buite. Jou verstand, jou wil en jou emosies beïnvloed die fisiese uitdrukking van jou lewe. Ons weet dit selfs uit die neurowetenskappe. En dan is daar jou gees. Volgens die skrif is jou gees deur God aan jou gegee. Dit is 'n immateriële lewenskrag wat jou aan die begin lewend gemaak het. Toe God in Genesis 1 lewe, ruach, in die man en die vrou ingeblaas het, dit is hoe hulle lewe ontvang het. En dit is jy, jou liggaam, jou siel en jou gees. Laat ek jou hierdie vraag vra. Wat is dit die punt van die verhaal vir ons is? Wat is ons bedoel is om op hierdie manier oor ons lewens te dink? Wat is ons lewens moet sien as heilige ruimte soos al hierdie ander heilige ruimtes? 'n Ark wat indien dit goed gebou word, die storms van die lewe kan deurstaan en ons van rampspoed kan bewaar. Hier is die tweede vraag wat ek dink hierdie narratief aan ons stel, voordat ons by die vloed kom en voordat ons by die diere kom. Die tweede vraag waarmee ons gekonfronteer word is, wie se instruksies bou jou lewe? Noag het baie spesifieke instruksies ontvang. Hierdie vraag is nou al baie meer indringend as die eerste vraag. Verlede week se vraag, wie kry die reg om te bepaal wat goed is vir jou, is 'n belangrike vraag. Maar dit is meer algemeen. Hierdie vraag is baie spesifiek. Wie is hoofsaaklik besig om instruksie te gee vir dit wat jy in jou lewe bou? Jy bou iets, jy bou 'n loopbaan, jy bou 'n lewe, jy bou 'n gesin, jy is besig om iets te konstrueer. Wie is die primêre instrukteur van dit wat jy konstrueer? Wie se instruksies bou jou lewe? Onthou, Noag is baie spesifiek opdrag gegee oor hoe om die ark te bou. En deel van daardie instruksies was dat hy nie net die buitekant moes bou nie. Met ander woorde, dit gaan nie net oor dit wat mense sien nie. Dit gaan nie net oor gedragsverandering nie. Dit gaan oor die hele mens.
Noag is opdrag gegee om die ark te versterk, om die heilige ruimte binne en buite te versterk. Kom ek vra jou dan, wie se instruksies bou jou uiterlike lewe, jou verhoudingslewe, jou professionele lewe, jou finansiële lewe? Wie se instruksies bou jou innerlike lewe, jou persoonlike lewe, jou emosionele welstand, jou geestesgesondheid, jou identiteit, die manier waarop jy jouself sien? Wie se instruksies bou die dele van jou wat niemand anders sien nie? En wie se instruksies bou jou geestelike lewe, die manier waarop jy met God verbind, jou toewyding aan hom, jou gemeenskap met God? Dit is hoe ons met God verbind. Ons verbind met hom deur ons gees. Sy gees het in ons kom woon om met ons gemeenskap te hê binne hierdie heilige ruimte wat hy in jou geskep het. Hy wil jou lei. Dit is hoe ons innerlike lewe en ons uiterlike lewe verander word. Jesus het gekom om mense te leer. Dis belangrik, want jy moet baie doelbewus dink oor wie besig is om jou lewe te onderrig. Want wie ook al of wat ook al jy raadpleeg vir antwoorde op die groot en die klein vrae van die lewe, dit is daardie persoon of daardie bron wat uiteindelik besig is om jou lewe te vorm. Die plek waarheen jy gaan om antwoorde te kry, is die plek waarvan jy jou instruksies ontvang. En dis dit. En hier lê die probleem. In die wêreld waarin ons vandag leef, wil ons nie regtig meer die tyd neem om hierdie dinge diep te ondersoek nie. Ons wil nie meer die moeite doen om God se pad te ontdek nie. Ons wil bloot na ChatGPT of Google toe gaan en vra, vertel my, help my, verstaan. Ons het eenvoudig besluit dat ons self die belangrikste onderwysers van ons eie lewens wil wees. Ons volg ons eie instruksies. Ons soek mense en bronne wat sal bevestig of goedkeur wat ons reeds graag wil doen, eerder as om God se instruksies te volg. Ons sien dinge wat vir ons goed lyk en dan gaan soek ons iemand wat vir ons toestemming sal gee om dit te doen en ons self sal leer hoe om dit te doen. En wanneer dit gebeur, rus die verantwoordelikheid vir die uitkoms op ons. Dit rus op die instruksies wat ons gekies het en op die mense wat ons gekies het om ons te onderrig. Dit rus nie op God nie. Jy vermy rampspoed deur jou lewe volgens wyse instruksies te bou. Waar kry jy jou wysheid vandaan? Wie gee die instruksies vir dit wat jy besig is om in jou lewe te bou? Hierdie verhaal, trouwens, hierdie hele narratief, wys vir ons dat wanneer ons dit vanuit die perspektief van die antieke Hebreëse wêreld lees, enigiets buite die instruksies van God nie bloot onverstandig is nie. Dit is sonde. En voordat iemand nou voel, ek wys met 'n vinger van beskuldiging en noem jou 'n sondaar, kom ons laat God net vir 'n oomblik uit hierdie gesprek uit. Jy sondig nie net teen God nie. Jy sondig teen jou toekomstige self. Want wanneer jy jou lewe bou op swak instruksies, wanneer jy mense volg wat jy nie werklik liefhet nie, wanneer jy gedeeltelik inligting aanvaar van mense wat nie jou beste belange op die hart dra soos God dit doen nie, die God wat bedroef is wanneer jy sy wysheid verwerp, dan begin die storms nader kom. Dan is die vloed reeds op pad. Hier is nog 'n belangrike detail in hierdie verhaal en volgende week gaan ons verder daarop uitbrei, wanneer ons praat oor redding, bewaring en verlossing. Noag se redding het uiteindelik nie van Noag afgehang nie. Onthou, God is 'n gewer. God het vir Noag 'n geskenk gegee. Hy het vir hom 'n baie spesifieke geskenk gegee, met baie spesifieke instruksies oor hoe om die ark te bou. Noag se verantwoordelikheid was gehoorsaamheid. God se verantwoordelikheid was die uitkoms. Noag het eenvoudig die instruksies gevolg. Hy was gehoorsaam. God het as ware gesê, as jy hierdie ark volgens my instruksies bou, sal dit met jou goed gaan. Ek beloof jou dit. Noag het eenvoudig nie geweet wat op pad was nie, maar deur geloof het hy die instruksies gehoorsaam. Hy het die ark gebou. Hy het 'n houer gebou waarin lewe bewaar sou word. En wat is dit juis is wat God deur hierdie verhaal vir jou wil leer? Noag het deur geloof opgetree. Geloof beteken nie dat jy optree sonder inligting nie. God gee vir ons instruksies en riglyne. Hy vra ons nie om blindelings op te tree sonder enige inligting nie. Geloof beteken eerder dat jy optree sonder bevestiging van presies wat gaan gebeur of hoe die toekoms gaan ontvou. Ons ken nie die toekoms nie. Noag het geen begrip gehad van wat op pad was nie. En tog, onder 'n helder skoon blou lig, het Noag vooraf besluit dat hy God sou vertrou. Selfs al het God se instruksies vir hom, vir sy gesin en vir ander mense absurd gelyk, het hy besluit dat hy God se opdragte sou volg. Sommige van julle sien vandag reeds 'n storm op die horison. Julle weet nie mooi wat om te doen nie. Dalk is dit nie eens iets waar jy beheer het nie.
Dalk is dit een van daardie onvermydelike storms wat die lewe eenvoudig oor ons pad bring. Ander van julle sien glad nie 'n storm nie. Julle staan onder helder, skoon, blou lig. Daar's geen wolke nie, geen tekens van gevaar nie. Alles lyk rustig, alles verloop glad. En ten minste volgens my ervaring is dit dikwels presies hoe dit lyk net voordat 'n storm losbreek. Ek wens natuurlik nie sulke storms vir enige van julle toe nie, maar daar is iets wat julle moet weet. Jesus het self gesê dat ons, solank ons nog in hierdie wêreld leef, swaar kry sal ervaar. Hy het ook die verhaal van Noag bevestig. Hy het gesê dat mense in Noag se tyd geleef het sonder enige besef van wat op pad was. Hulle het geëet, gedrink, getrou en hulle gewone lewens geleef. Hulle het volgens hulle eie wil en hulle eie begeertes opgetree. En uiteindelik het God hulle oorgegee aan daardie begeertes. Toe het die vloedwaters gekom en daarmee saam met die rampspoed gekom. En laat ek jou daarom nog een keer vra voordat ons afsluit. Wie se instruksies is besig om jou lewe te bou? As jy geweet het daar kom 'n storm, of nog 'n storm, of selfs dat dit waarskynlik is dat daar een op pad is, sou jy nie vandag reeds gereed wou wees nie. Wat kan jy vandag doen om jou lewe binne en buite te versterk sodat dit 'n storm kan deurstaan? Dit is juis waar geloof ter sprake kom. Geloof maak vandag saak, omdat dit jou voorberei op wat die lewe môre mag bring. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie ark van Noag kan sit en kan sien, Here, hoe U nie net vir ons wil besluit wat vir ons goed is nie, en dat ons dit aan U moet oorlaat nie, maar dat U ook die een is wat vir ons instruksies gee, dat U vir ons 'n raamwerk bou, dat U vir ons perimeters daar sal stel. Ag Here, dis soos 'n vis, as ons hom uit die water uithaal, dan gaan hy dood. En dan kan ons sê, ja, maar hy moet vry wees, hy moet volle vryheid hê. As hy daai volle vryheid het, gaan hy dood. U doen dit nie omdat U vir ons kwaad is, of omdat U ons pret wil bederf nie. Nee, Here, U doen dit sommer omdat U wil hê ons moet lewe, omdat U wil hê ons moet gesond wees, omdat U wil hê dis waar ons moet gaan. Mag ons dit aanvaar en mag ons dit volg en mag ons U lewe in ons lewe insit. Mag ons dit in hierdie verdiepings van ons bou, soos die ark ook uit 3 verdiepings uit bestaan het. Mag U goedheid en glorie ons volg. Ek bid dit in U naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het en alles daarin, wat dit vir jou kom gee het. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat jou kom wys het hoe om te leef in hierdie wêreld, hoe om volgens God se instruksies jou lewe te bou en dit te leef. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat diep binne jou is, wat jou sal lei en jou sal vorentoe vat en jou sal beweeg om nederig God se wil te volg, God se instruksies te volg vir jou lewe, vir alles van jou lewe. In God se naam alleen. Amen. Preview.